Goeiemôre. Dis lekker dat ons weer vanmôre kan saamkuier. Vanmôre is die tweede Sondag na Paasnaweek. En ons is nog steeds in die tyd waar ons gereed maak vir Hemelvaart en ons maak gereed vir die wonderlike uitstorting van die Heilige Gees vir Pinkster. Ons moet vanmôre, soos laas Sondag, met ons onsself afvra in hierdie tyd waar Jesus klaar gekom het, wat se tyd was hierdie gewees in die kerklike jaar? Wat was die agtergrond van hierdie tyd? En die agtergrond van hierdie tyd was dat mens jouself voorberei, dat jy baie tyd met jouself spandeer, dat jy baie dink oor wat dit vir jou beteken dat Christus vir jou gesterf het, want jy kan nie in 'n tydperk ingaan waar ons die Heilige Gees ontvang en uitgaan, as jy nie klaar die plan gemaak het binne in jou hart wat dit aan jou doen dat Christus vir jou gesterf het nie. Maar voor ons vanmôre by die skrif kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy hierdie oggend aan Vader. Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir 'n wonderlike genade wat ons uit U ontvang, uit U hand ontvang. Here, dankie dat ons 'n tyd vir refleksie en nadenke het. En Vader, gee asseblief dat hierdie tyd waarin ons nou is, vir ons regtig stil maak met onsself. Ons het 'n wêreld wat altyd sal skree. Here, hy sal nooit stil raak nie. So as jy wag vir die wêreld om stil te raak, sodat jy tyd met U kan spandeer, as ons tyd met U kan spandeer, Vader, dan gaan ons vir ewig wag. Help vir my dat ek besef, ek het nie nodig om vir stilte te wag nie, ek moet stilte maak. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Ek het al baie keer die storie vertel. Ek en my boetie is redelik naby aan mekaar. Toe ons jonk was ons twee redelike bedrywige manne gewees, met baie planne en te min tyd. En my pa het altyd die gesegde gehad wat hy vir ons gesê het, manne, onthou, daar gaan altyd iemand wees wat jou ken. Daar gaan altyd iemand wees. En ons het gedink dis onmoontlik, want die wêreld is so groot en Suid-Afrika is so groot, daar gaan. En hoe my lewe ook al aanstap, kom ek agter, daar's altyd mense wat jou ken of wat jy ken. So mense is nooit 'n totale vreemdeling nie. Dit laat my dink aan 'n pragtige opmerking. Die Literaanse, een van die ouens wat uit die Literaanse kerk kom, het op 'n stadium geskrywe, en ek kan nou regtig nie die ou se naam onthou nie. Is 'n Dr. William somebody, ek kan nie regtig onthou wie hy is nie, maar hy vertel die storie dat toe hy groot geword het hulle redelik arm groot geword, en sy ma het altyd vir hom gesê, as hy uitgaan saam met vriende, of as hy by die meisie gaan kuier, of as hy waar ook al gaan, het sy altyd gesê, moenie vergeet wie jy is nie. Moenie vergeet wie jy is nie. En ek dink dis die belangrikste ding wat ek vanmôre vir jou wil vra is, weet jy nog wie jy is? En hierdie wêreld waarin ons lewe is geneig om ons nogal bietjie af te breek en glad te maak en te skuur en klein te maak en ons te rol soos 'n brander sandrol. En so 'n mate dat ons baie keer vergeet wie ons is. En ek wil vanmôre vra, ons moet vanmôre na 'n tweede gebeurtenis kyk, na Jesus se opstanding, en dis die gebeurtenis uit Lukas hoofstuk 24 van vers 13 tot 35 van die Emmausgangers. En ons gaan vanmôre nie die verhaal kyk nie, maar ons gaan die elemente van die verhaal kyk, want ek dink ons het al die verhaal mooi gehoor, hoe dat Jesus saam met die ouens gestap het, maar ek wil vanmôre by 3 brandpunte stil staan. En ek wil hê jy moet asseblief saam met my by die 3 brandpunte stil staan. En die eerste brandpunt is 'n hartspunt. Dis 'n hartverskeurende gebeurtenis. As ons daarna vers 17 tot by vers 24 kyk, dan sien ons dat Jesus het aangesluit by die Emmausgangers, en dan vra hy vir die vraag, hy vra toe vir hulle in vers 16, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met sombere gesigte het hulle gaan staan, en een van hulle, met die naam van Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie? En hy vra toe vir hulle, wat se dinge? En dan begin die ouens die dinge verduidelik. So die eerste punt waar ek vanmôre wil stil staan is by 'n hartverskeurende gebeurtenis. En as ons na hierdie hele gedeelte kyk van hoe Kleopas, die 2 Emmausgangers, hoe dat hulle beswaard was in hulle hart, hoe hulle weggegaan het van Jerusalem af. Ons weet vir 'n feit dat hulle nie daar was toe die vrouens teruggekom het en gesê, maar Jesus het opgestaan nie.
Hulle is in dieselfde kategorie as Thomas gewees. Hulle het nie geweet nie. Want hulle is ontstel, as hulle sê daar op 'n stadium, bietjie later daar by vers 24 rond, dan sê hulle, en toe die vrouens nog ons ontstel ook deur te sê, maar hulle was daar en toe sommige mense na die graf toe gaan, Jesus was nie eens daar nie. So hierdie eerste hartverskeurende gebeurtenis maak iets met 'n mens. En ek wil gehoor, ons moet gou kyk wat dit met hierdie twee Emmausgangers gemaak. Dit het 'n muur van hartseer rondom hulle gebou. En dit is belangrik dat ons dit verstaan. 'n Heilige muur, 'n selfverdedigingsmuur, maak nie saak wat die muur was nie, maar hulle het 'n muur rondom hulle self gebou, sodat hulle nie verder kon seer kry nie. Maar die probleem met so 'n muur wat ons rondom onsself bou, dis nie net dat jy goed uithou nie, dis dat jy goed inhou ook. En as ons vanmôre gou vir mekaar sê, wat maak hartseer? Wat maak dit as ek op 'n hartverskeurende gebeurtenis in my lewe is? Ons het 'n goeie vriend van my hierdie week begrawe, hartverskeurend. Maar as jou hartseer 'n muur rondom jou bou, dan gebeur daar 'n paar goed en ons moet kyk, ek wil graag hê ons moet kyk na die goed wat gebeur. Die eerste ernstige ding is, dat die muur waarop ons bou, rondom ons bou, vat in 'n sekere sin die hartseer wat ons beleef en dit vermenigvuldig die hartseer met 10 of met 20 of met 50. Die hartseer wat gebeur het, word so vergroot in jou lewe, dat daar nie eintlik plek is vir iets anders nie. En omdat daar nie plek is vir iets anders nie, laat jy in jou hart niks toe, behalwe die hartseer nie. En 'n mens kan dit van toepassing maak op alles. Ons lewe in 'n wêreld wat vreeslik druk op ons sit. En ek vra altyd, maar hoekom laat ons dit toe? Want ek is naderhand so geïsoleer binne myself en my werksomstandighede wat so swaar is en my finansiële situasie wat so swaar is. En dis presies dieselfde as die Emmausgangers. Dis presies dieselfde. Hulle kyk so vas teen die slegte goed wat gebeur het. Hierdie hartverskeurende gebeurtenis van Jesus wat gesterf het. Ons wêreld druk of 'n familielid wat gesterf het of ons finansiële situasie. Ons bou 'n muur om onsself te beskerm. Maar die probleem met 'n muur is, alles wat binne in die muur is, word binne in die muur gehou en dit raak jou hooffokus. En wat is die gevaar daarvan? In die geval van die Emmausgangers het hierdie mense hoop verloor, want hulle praat, nou het Jesus gekom en hy was die seun van die mense en hy sou ons verlos het van die Romeinse ryk. Hy sou hierdie groot koning geword het van Israel. Hy sou al hierdie goed gedoen het. En nou, ons het so gehoop dit gaan gebeur. En onthou, hierdie hoop is op twee maniere. Die een hoop is dit wat ek wens. Hulle het gewens dit gaan gebeur. Hulle was oortuig daarvan, hy is definitief die nuwe koning van die Jode wat in opstand gaan kom teen die Romeinse ryk. Dis weg. Dis weg. En dis so weg, dat hulle sê, maar dis ons eie mense, dis ons eie Joodse raad, dis ons eie hoëpriester, wat hom tereggestel het. Die hoop vir die toekoms is weg. Maar dis nie net hierdie hoop van ek wens dit sou beter gaan met my in moeilike omstandighede nie. Dis hierdie hoop wat sy waarde verloor. En as ons gaan kyk op 'n klomp plekke, veral as mens gaan kyk in Romeine 15. Daai pragtige gedeelte by ek weet vers 12, vers 13, ek is nie presies nou seker nie wat die gedeelte sê, maar God wat die bron van alle hoop is, wat deur ons geloof ons vrede in vrede gee. Hoop is dit wat jy nie kan sien nie. Hebreërs praat van die hoop wat agter die voorhangsel vas is. Dis hierdie plek in die toekoms waartoe jy kyk. Jy kan dit nie sien nie, want jy kan nie in die toekoms inkyk nie, maar jy weet vir 'n feit, dis daar. Dis daar, want die hoop wat agter die voorhangsel vas is, die hoop van God wat die bron van alle hoop is, hy's vir 'n feit daar, en hierdie muur maak, dat jy met daai hoop raak sien nie. Daai hoop wat ek nodig het, om buite die muur te kyk. En ek wil vanmôre vir jou vra, in hoe mate is jy vasgevang binne in die muur wat jy rondom jouself gebou het, om jouself te beskerm? Want net so min as wat daai muur jou kan beskerm, net so min gaan daai muur vir jou hoop gee. Jy moet die muur afbreek van hartseer. Jy moet hierdie muur van selfverdediging afbreek. Die mure wat ons rondom ons bou, moet ons afbreek, sodat iets anders kan gebeur. So die eerste ding is die hartverskeurende gebeurtenis. Die tweede ding waarby ek wil stil staan, is 'n hartsondersoekende staptog.
hartsondersoekende staptog, vers 25 tot vers 27. En ek wil graag hê ons moet mooi kyk hoe die eerste ding is, nadat hulle hierdie hele slegte ding nou vir Jesus vertel het, wat gebeur het. Wat is die eerste ding wat Jesus vir hulle sê? En om dit te doen, moet ons na vers 25 toe gaan. En toe sê Jesus vir hulle, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip. En wat 'n traagheid van gees. En ons gaan nou oor die vers praat. So hulle vertel vir Jesus, en in plaas daarvan dat Jesus vir hulle sê, ag, sies tog arme julle, jy weet, dit gaan so swaar met julle, spreek Jesus hulle aan. Maar hy spreek hulle aan nie op 'n beklei manier nie, maar hy spreek hulle aan op 'n manier waar hy hulle denke 100% stuit. Jy kan nie verder as dit dink nie. en hy begin met die eerste woorde, hy sê, wat 'n gebrek aan begrip. En hier is 'n belangrike ding waarby ons moet stil staan vanmôre. So as jy vasgevang is in hierdie muur wat jy rondom jouself gebou het om jouself te beskerm, wat ook al die rede vir hierdie muur is of dit seer kry is, wat is die manier hoe mens uit hierdie muur uitkom? En dis 'n hartsondersoek. Dis om 'n paar kritiese belangrike vrae vir jouself te vra. En in vanmôre se geval vra Jesus die vraag vir jou. Hy sê vir jou, wat 'n gebrek aan begrip. En dan hierdie, dit laat my dink aan die gedeelte uit Josua uit wat Josua sê, my volk gaan ten gronde op grond van 'n gebrek aan kennis, begrip, insig. Ons lewe in 'n kits samelewing. Alles is kits. Koffie is kits, pap is kits. Dit wat ons nie môre by mekaar moet kry, is kits. Maar ons is nog steeds laat. Ons lewe in 'n wêreld van onmiddellike gratifikasie. Onmiddellik, ek het 'n behoefte aan 'n ding, ek het 'n juk oor iets, dit moet onmiddellik gekrap word, dit moet onmiddellik tevrede gestel word. Alles is instinktief, alles gebeur outomaties en vinnig. Die probleem van outomaties en vinnig is, dit hou jou aan die lewe, maar dit gee vir jou geen kwaliteit nie. Want dink nou net vir 'n oomblik, wat is die verskil tussen die kitspap wat jy die oggend eet nadat jy laat opgestaan het, laat is vir werk, jou al afhardloop om betyds te wees, wat jy afsluk, jy proe dit nie eers nie. En 'n handgemaakte ontbyt wat baie moeite ingesit is, deur iemand wat baie liefde gee, eiertjie en 'n toast wat net reg is en 'n lekker bykentjie wat crisp gebraai is. Iemand wat met liefde, jy moet geweldige energie en tyd 'n ontbyt voorberei. Daar's 'n reuse verskil tussen hierdie twee. Die goeie goed kom as jy tyd daaraan spandeer. Begrip en insig en kennis hanteer ons asof dit 'n kitsding is soos kitspap. Ek gaan lees gou vinnig ietsie op die internet. Ek kyk gou vinnig 'n video en is 'n kits insig wat ek kry, en is 'n kits dit en 'n kits dit. Maar dis nie joune nie. Jy het nie begrip nie. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Jy weet nie waar dit heen gaan nie, maar dis 'n antwoord. En Christus spreek my vanmôre aan in hierdie hartsondersoekende staptog wat hy saam met die Emmausgangers gaan om te sê, kry begrip op die regte manier. Moet dit nie leen by iemand anders nie, moet dit nie steel by iemand anders nie. Werk hard, ondersoek self, kyk. Hy sê die groot probleem is, vers 25, want wat 'n gebrek aan begrip. En dan die tweede ding, wat 'n traagheid van die gees. En hier word gepraat van jou gees. Jou gees soek net gemak. Jou lyf soek net gemak. Jou lyf is nie lus om hard te werk nie. Jou lyf sê net vir jou hoe moeg is en hoe hard hy gewerk het. En al wat hy soek is 'n plek waar daar vrede en vreugde is. En waar is daai plek? 'n Plek waar ek nie begrip kry nie. Dis daar voor die TV of agter games of wat ook al die geval is. Ons het nie begrip nie, want ons het lui geraak. Ons wil alles kits hê. Ons het nie begrip nie, want ons het traag geraak om die werk in te sit om begrip te kry. En dan gaan hy verder in vers 25 en dan sê hy, wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid aan gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? En Jesus spreek al aan. Hy sê ons het 'n geskiedenis van die Ou Testament af, en dan begin hy by Moses. En hy sê Moses, moes die Christen nie al hierdie dinge kry, en dan sê daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het vir hulle uitgelê.
Wat kan ek sê? Hierdie muur rondom ons, waarin ons so vasgevang is, wat ons so beïnvloed, wat ons so lui maak, wat begrip by ons steel. Hierdie hartsondersoekende staptog waarin ons moet wees, is om die skrif deur te gaan, om te kyk wat God vir my beplan het. En is hierdie oorgang, nie net wat Jesus in die Nuwe Testament gedoen het nie, maar wat Jesus vandag vir my doen. Nie net wat Jesus in die Ou Testament gesê het nie, maar wat Jesus vandag vir my sê. Nie net dit wat in die Ou Testament van my verwag is, of in die Nuwe Testament van my verwag is deur Jesus nie, maar dat hy dit vandag nog steeds vir my verwag. En dis 'n lewende verhouding met hom. En dan gebeur die pragtige ding. En dis 'n brandende hartservaring. Vers 32. Dan praat die gedeelte so mooi, en dan sê die gedeelte, en toe hulle die aand by die huis kom, en Jesus maak weer wil verder aangaan, hulle sê vir hom, nee, bly hier, eet eers iets saam met ons, bly by ons vanaand oor, en dan vers 20, en dan sê daar, en toe gaan hulle oop, vers 30 sê, hy het saam met hulle aan die tafel gesit, hy het die brood geneem, en dit gebreek, op dieselfde manier wat hy die nagmaalsbrood gebreek, op dieselfde manier wat hy donderdag aand se brood gebreek het, om jou oë oop te maak vir die lydingstyd, op dieselfde manier breek hy vanmôre die brood om jou oë oop te maak, dat jy hom kan herken. Toe gaan hulle oë oop en dat hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn, en hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword nie. Dis 'n outomatiese ding, wat dit gebeur, nadat jy die mure van 'n hartverskeurende gebeurtenis afgebreek het. Dit gebeur nadat jy 'n hartsondersoekende staptog saam met hom gestap het, gebeur dit outomaties, dat daar 'n brandende hartservaring ontstaan, wat maak dat hulle onmiddellik tot aksie oorgaan. Hulle het alles daar gelos en teruggaan Jerusalem toe in die middel van die nag. So, lank in die kort is, ek kan vir jou vra, waar staan jou geloof op die oomblik? Waar staan jou verhouding met Christus? Nie waar staan jou godsdienst nie. Waar staan jou geloof? Waar staan jou lewende verhouding met God? Is dit so vasgevang in 'n muur wat ek rondom myself maak, dat ek glad nie vir God kan raak sien? Al wat ek sien is die wêreld en my wilskrag om die wêreld te oorwin. Ek sien glad nie vir God raak nie. Laat ek Christus toe om elke dag saam met my te stap. Laat hy my toe dat ek my begrip verander. En is nie hy wat dit in my kop moet insit outomaties, jy weet, soos ouens wat matriek wiskunde skryf, daar's 'n ou wat ek saam met matriek was, hy het sy wiskundeboek onder sy kussing gesit, en slaap op sy wiskundeboek. Ek sê, maar wat maak jy? Hy sê, nee, wiskunde moet net in sy kop ingaan. Net so min as wat die wiskunde in jou kop kan ingaan, as jy die wiskundeboek onder jou kussing sit, net so min kan begrip by jou ontstaan as jy net saam met Jesus loop. Jy moet met hom praat. Jy moet jou gees ontwikkel, sodat die gees wat op pad is, 'n veilige vesting binne in jou kan hê. En dan gebeur die outomatiese ding. 'n warm en 'n brandende hart van ervaring, dat God vir jou hoop gee, vir die tyd wat voor lê. Dat dit nie die einde is nie, maar die begin is. Amen. Vader, dankie vir die eerlike woord, dankie vir die Emmausgangers. Vader, dankie vir die les wat U vanmôre vir ons leer. Help my asseblief, dat ek 'n behoefte sal ontwikkel om nuuskierig te bly, dat ek 'n behoefte sal ontwikkel om begrip te kry, en begrip kom eers nadat ek alles gelees het wat ek moes lees. Begrip kom eers nadat ek na almal geluister het wat iets daaroor gesê het. Begrip kom eers dat ek self baie hard daaroor dink en my kop oopmaak. Begrip kom as ek dit verstaan. As ek dit verstaan. Nie kunsmatig oorplaas nie, maar dat ek dit verstaan. En dit vra ons uit ons hart uit. Amen. Mag jy geseënde tyd hê van opstandingstyd. Mag daar lig in jou lewe wees, sodat jou hart voorberei kan word, dat as ons by hemelvaart kom, dat jy nie wonder wat gaan aan nie, maar dat jy weet. En as by Pinkster kom, dat jy nie wonder wat gebeur nie, maar dat jy weet. Vrede vir jou. Onder op die skerm, as jy 'n bydrae wil maak, mag jy 'n vredevolle week hê. Amen.